Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arwerelevant.co. Now here is today's program. Ons Here is 'n Vader. U is almagtig, U is groot. Daar is geen ander God soos U nie. Sommiges van ons is seer. En ons kom na U toe met ons pyn. En sê plak 'n pleister op vir oggend. Sit die helende hand op ons liggame. En herstel ons, Vader. Want sommiges van ons loop 'n lang pad saam met U. En ons is al moeg, Here. Daarom kom ek vanoggend en sê, spreek, Here, die diensknegt en diensmaagd te luister. Amen. En vanoggend se woord is op die kerk deur die geskiedenis. Wil ek julle vat, so 'n stukkie hier en daar inlig. Want ek hou daarvan om prentjies te skep. Ek hou daarvan om vir julle iets te skep en vir julle te los en te sê, hier is iets, kou daaraan, spoeg dit uit. Maar ek hoop jy kan iets vind vanoggend. Jy dink jy's reg, maar jy's tog so verkeerd. Deur die jare het mense deur die Bybel gekyk as mense wat elke kerk sê, ons kerk is reg. Die ander kerk sê hy's reg. Maar toe ek as jong seun die Bybel ondersoek het en ek my pa gesien. En ek sien hoe my pa die woord bestudeer het. En ek sê, pa, wat is 'n Christen? My pa sê, dit is iemand wat Jesus volg. En dan kom ek by 'n ander kerk en sien ek, maar hierdie ouens doen dit en daai ouens doen dit, hulle is ook Christene. En sê, pa, maar hoekom is hulle anderste? En dit het my geplaag tot ek een aand gesit het en die Bybel oopgemaak het en gesê het, ek wil 'n boek begin skryf. En ek het 'n droom gehad, waar die Here vir my gesê het, julle is 'n bespotting vir my naam. En dit was meer as 25 of meer as dit jare terug. Toe sit ek reg op my bed, toe sê ek weet, ek moet nou gaan ondersoek doen, wat is 'n Christen? Want die Here het vir my in 'n droom gesê, jy, 'n manier hoe jy leef, manier hoe ander Christene leef, is 'n bespotting in my oë. Toe wil ek graag weet, en ek het die Bybel bestudeer vir weet nie hoeveel jaar nie. En ek het op die ouend 'n boek geskryf. En toe gaan ek gaan die Bybel deur. Wat is die karaktertrekke van 'n Christen? Daar moet tog 'n punt, as jy sê jy's kind van God, moet daar tog 'n manier wees hoe jy uitgeken kan word. En toe bestudeer ek dit, sommer hier op tafel grond gelê, liefde alles. Toe kom ek agter wat die Here vir mense sê in die Bybel, en ek gaan dit met jou deel, nie die boek nie, ek gaan met jou deel, 'n stukkie daarvan. Handelinge 9, en hy sê, wie is die Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Ou Paulus, hy het gedog hy's reg. En terwyl hy bewe en verbaas, sê hy vir die Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, wat ek sê wat jy moet doen. Hy het die weg, die mense van die weg doodgemaak. Hy het gesê, almal is verkeerd, die Jode is reg. Maak die mense dood van die weg. Broeders en susters, hy was woes. Hy het in Tarsus bestudeer. Tarsus was 'n plek gewees met 'n baie groot universiteit. Een van die dosente deur die tyd was pleiter, wat uit hierdie ding kom, wat uit hierdie universiteit kom. Maar omdat hy 'n Jood was en 'n eerste seun was, het sy pa hom Jerusalem toe gestuur, toe hy oud genoeg is. So hy het baie tale geken. Want daar het mense reg oor die wêreld gekom om te bestudeer by Tarsus. En Paulus moes ken, hy het geleer, hy het ondersoek, omdat hy Jood is, het hy ondersoek al hierdie dinge, wetenskaplike sienings, hierdie sienings, filosofe. Want Paulus het 'n ou stryderige gees gehad, hy wou met almal stryd oor sy geloof, hy sê, man, ek is reg, en hier gaan hy Jerusalem toe. Kom ons kyk gou vir Petrus. Petrus is 'n baie moeilike seun gewees. Net soos baie van ons. Is Petrus 'n baie moeilike kind. Petrus, moenie dit nie. Moenie die ou se oor afkap die Petrus. Petrus, jy kan nie op die water loop nie, jy gaan verdrink, maar Here help my, help hom tog maar. Petrus, jy kan nie dit doen nie. Petrus, moenie kwaad raak nie. Here, ek sal nie dit, Petrus, wyk agter my Satan, Petrus. En Petrus het nooit verstaan nie. Want Petrus het in sy gedagte gehad die Messias. Petrus het sê, daar's 'n Messias wat gaan kom. Petrus kom daar so, hy staan daar, hy is die rots, hy is die man,
Weet nie hoeveel keer nie, Petrus nou, ek sal nie dat hulle nie vang nie, Here sê, jy gaan my verraai, boetie, jy moet ophou praat. Petrus, het jy nog nie wat ek doen nie? Petrus, as jy nie jouself sny nie, daai stukkie, net na Jesus gesê het, wyk agter my Satan, sê, Jesus kom hierdie woord, hy sê, Petrus, as jy nie jouself van jouself afsny nie, daai woord verloon nie, dit beteken om jouself van jouself af te sny. As jy nie dit doen nie, Petrus, gaan jy nooit my disipel word nie. Petrus, word wakker. En hy sien ewe skielik, Matteus 17, sien hy die verheerliking op die berg, hy sien Jesus verander. En dit was ook Justus. Want hulle het niks verstaan nie. Hulle het nog steeds gesê, as hierdie ou sulke goed kan doen, wow. En hier kom Petrus en Jesus staan weg en hier staat hulle en kyk. Waar is hy nou? Maar die ouens, Jesus het ook nou gesê na sy vader gaan, ons sal na sy vader se huis toe gegaan en waar gaan hy nou heen? En ek sal jy weer kom haal, ok, maar Here, jy gaan nou die Romeinse ryk oorneem. Waar is die pa se huise? Ons het nou 'n mansion verwag, Here. Die mense het gedog hulle was reg. Toe kom hy op 'n donkie in plaas van 'n strydwaan. Hy het op 'n donkie gery. Almal het gedog hulle was reg. Maar God het vir hulle gewys, ek soek iets anders. En nou Petrus kom daar so, en toe Jesus weg is, toe die man engele hom optik so op die skouer. En die engele tik hom en sê, hulle sê die man het gestaan. Waar is hy? En hoor die guys, wat is gaan en gaan? Nou is ons meester weg. Hy word wakker. Manne, ja? Wat kyk julle so na bo? Hoekom kyk julle vir Jesus? Weet julle hy gaan weer terugkom nie? Maar julle moet nou begin werk. Hy het gesê, maak disipels van alle nasies. Kom, weg is julle. Julle mors net tyd. Gaan terug na Jerusalem toe. Hier kom hulle in Jerusalem. Maar ek het 'n mooi prentjie sien in 'n kamer. Sit Petrus, hy het die rots. Almal kyk na Petrus. Petrus toe. Okay, boys, Judas is dood. Nou wat gaan ons nou doen? Judas is nie hier nie. Okay, kom ek het 'n slim plan, ouens. Kom ons vat 'n loetjie. Ons trek 'n bietjie en dan sien ons wat gebeur. Die swakste preek ooit daar. Hy dog hy's reg, maar hy's so ver verkeerd. Kyk wat het Jesus gedoen. Maar dit gaan nie volgende toe. Jesus kies die apostel. En hy het daardie dag uitgegaan na die berg toe. Dis nou Jesus, né? Hy gaan uit na die berg toe en hy moet te bid. Het hy sy disipels na hom geroep. Hy het eers gaan bid. Hy het nie loetjies getrek nie. Sê kom ons dobbel. Okay, lucky charm. Petrus, ja, okay. Nee, hy het gaan bid, hy het gaan vra. Dis 'n ernstige saak, broer, dis om 'n apostel te kies. Iemand wat die kerk moet in die gang hou. Hier kom hy het sy disipels na hom geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy apostels genoem het. Petrus, luister mooi na my. Petrus, ek wil hê jy moet wag. Daar staan, gaan wag in Jerusalem. Petrus, ek het gesê jy moet iets doen nie. Los dit vir my. Ek kies die ander ene. Ek kies Paulus. Is ek besig om mee te werk? Ek is besig met Paulus, van broer en suster. Paulus was 5 na Christus gebore. So, Paulus was 'n paar jaar jonger as Jesus. Paulus was in Jerusalem, terwyl hy veroordeel was. Terwyl hulle geslag het. Terwyl hulle die lamme geslag het. Was Paulus daar, saam met Nicodemus. So, ek wil dat jy dit verstaan. Julle ken die storie van Nicodemus. Hy kom na Jesus toe, hy sê, Jesus, klop aan die deur, ek het laat. Jesus, ek wil net by jou hoor. Wat doen jy? Wat doen jy, want as iets fout, Jesus, ek wil net iets weet. Die mense volg jou. Die mense volg jou, Jesus, wat moet ons doen? Wat doen jy reg? Wat het triks doen jy? Ons sukkel om ons kerk op vol te kry, Jesus. Nou sien ons die menigte volg jy. En Jesus antwoord so pragtig. Nicodemus, as ek vir jou dit nou gaan vertel, gaan jy nie verstaan nie. Want jy verstaan nie is die aardse goed wat ek jou vertel nie. Hoe gaan jy nou nog verstaan as jy vertel van die geestelike dinge? Kom ek sê vir jou, voordat jy nie aangeraak is deur die gees nie. Voordat jy nie deur die gees aangeraak is, jy gaan jy nie hier goed verstaan nie. Nicodemus. Die Here sê vir hom, jy sal eers geestelik verstaan, Nicodemus. Nicodemus was op die ouend, het hy vir Here beskerm. Hy het gesê, miskien is hier 'n Galileër. Hy sê, maar jy is ook 'n Galileër. Dis omdat jy vir hierdie man opkom.
Nikodemus het seker gesien die wonderwerke wat hy doen en gesê vir iemand, asseblief, hy is miskien die Messias, kyk wat doen hy. Nikodemus, jy gaan dit nie verstaan. Hulle sê later het hy 'n doodmaak, ek sal nou vir jou vertel, maar jy gaan vir my weer aan. Josef van Arimatea. Josef was 'n ryk man, niemand weet van iets van hom af. Kan iemand vir my sê, hoekom is Jesus in 'n graf sterwe wat leeg was en wat niemand ooit in begrawe is? Hoekom is hy 'n splinternuwe graf sterwe? As hy 'n profeet was, sê maar Jesus was by die profete begrawe in hulle grafte, of naby hulle, dan sê hulle, weet jy, kom het hy opgestaan, want die profeet se beendere, dan sy beendere geraak, en dat hy het opgestaan, die profeet se heiligheid, Jeremia, Jesaja of enigiemand, nee, hy is by iemand, wat 'n ryk man was, wat hy heeltemal weg van die profete af begrawe is. Jesus word daar begrawe, laat dit skoon is, laat net die krag van God alleen herken word om hom uit die doodheid op te wek. Sê Jesus, julle verstaan dit nie. Julle het gedink julle is reg, Nikodemus. Weet jy, Nikodemus kom by Jesus, hulle sê omtrent 200 daai gewig. As jy dit gaan uitwerk, is dit vir 200 lyke. Hy kom om Jesus te balsem, hy bring dit saam, Nikodemus, hulle gaan begrawe hom, meer as 200 lyke, kan hy gewig balsem maak. Nikodemus is te laat, hy is dood. Ja, maar ek het nou agtergekom, toe ek sien die tempel skeer in die middeldeur, toe ek sien die profete staan uit grafte op, nou weet ek, hy is die Jesus, die Messias, nou wil ek hom eer. En baie kere broers, as sit ons hier so, en ons wag tot op die einde, dat God net vir ons wys dat hy God is. Here, as jy my maas gesond maak, Here, as jy my 'n werk gee, Here, as jy my gesond maak, Here, as jy dit doen, sal ek glo. Nikodemus, jy het gedink jy's reg, maar jy's tog so verkeerd. Die ryk man, hulle sê, weet nie wat van hom geword, maar Nikodemus het op die ouente martelaars dood gesterf. Bietjie te laat. Saulus en Stefanus, die king Saulus, ek het nou vertel van Saulus, wat hy geword het, toe kom hy daarby 'n radical persoon. Hy kom by hierdie persoon wat hom oplei, die persoon is, hulle sê, is net swart op wit. Dis hoe Paulus geleer, swart op wit. Hy's 'n radical priester, Paulus. Hulle stel hom aan as om mense dood te maak, want hulle weet hy is radical. Sy teologie is radical. Hy's opgelei in Jerusalem, waar dit 'n radical Joodse tempel was, wat hy bestudeer het. Reg of verkeerd. En toe hy daar kom en hy sien Jesus daar, en hy sien hom daar te dog, hierdie man is blas. Hy is teen God. Hy is besig om godslasterlik te spreek, want hierdie Jesus sê sommer vir die fariseërs, julle wit gepleisterde grafstene, julle is in Jesus val hulle aan, julle disippels wat julle oplei. Nou, Paulus was een van die disippels, julle disippels wat julle oplei van die hel af. En hier kom hy later en hy sien Stefanus staan in die kerk en Stefanus praat. Hy dog, wat sy jongman praat hy? Hoekom is hierdie jongman nou ook in hierdie kerk? Ek moet hierdie jongman stil maak. Maar toe Jesus om daai keer gesien het vir Paulus daar in die raadsaal, toe hom veroor het, kyk hy hom. En ek is seker Jesus tot hom gekyk. En Jesus se gesig aan die kruis, toe hy kyk of hierdie blasphemer, hierdie godlasterker, dat hy sterwe, hy het vir hom mooi gekyk. En toe ewe skielik toe praat Stefanus oor goed, dat die Jode omkrap en Paulus sy stenig. En die man toe hom gooi, toe praat hy. Vergewe hulle, Here, wat het aan my doen. Hy toch. Paulus sien, Jesus aan die kruis, vergewe hulle, want dan weet jy wat dit doen. Hier sê hierdie manne, wie is hy wat dit so selfde woorde sê? Ek sien hom staan aan die regterkant. Staan beteken oordeel. Ek sien Jesus staan, die lam van God, die seun van die mens, staan. Dit beteken judgment oor die mense. Word hulle alle kwaad en gooi die man dood. Hy lê pap daar. Paulus gaan sy gang, van dorp tot dorp. En ewe skielik sien Paulus elke aand as hy slaap, daai gesig wat blink. En hy gaan na die fariseërs toe, hy sê, wie se gesig het nog geblink? Wie se gesig was aan die Bybel? Hoekom blink sy gesig? Sê hulle Moses, toe hy van die berg afkom, toe hy die wet van God gekry het. Onthou jy Paulus, toe Moses, dis in die skrifte,
Moses se gesig het helder geskyn. Dis die enigste een, so hy het God gesien, soos Moses God gesien het. Stefanus wat ek doodgestenig het God gesien. Daarom het sy gesig geblink. Toe kom Jesus na hom toe, waarom skop jy teen die prikkels? Jy sit vanoggend hier, en jy is al lang dink jy's reg. Ons dink ons is reg, maar daai prikkels, nee, kom ons, ek wil nie dit doen nie. As ek dit doen, is ek, en die Here sê, jy's verkeerd. Nie elkeen wat vir my sê, Here, nie sal ingaan in die koninkryk nie. Vir jare lang, broer en suster, dink ons doen die regte kerk. Vir jare lang dink ons is besig om het 'n regte kerk te wees. Daar sê die Here, nie almal wat vir my aanbid. Jy dink miskien omdat jy sê, Here, en ek loof die Here en ek prys die Here. Jy moet op 'n stadium in jou lewe kom, broer en suster, waar jy gaan staan en sê, wat het ek? Wat is my plek in hierdie evangelisasie of sending van God, wat hy besig is om disippels te maak? Broer en suster, Jesus sê, ek is die lewe. Hoekom sien ons meer dood en geen lewe in die hele Suid-Afrika oor die wêreld nie? Hoekom maak jy kerk waar daar 37.000 verskillende Christelike kerke is daar geen lewe nie? Ekskuus. Ons kan nie meer stil sit nie. Die Here se naam, ons Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig, soos in die hemel, so op die aarde. Sy naam word nie meer verheerlik op die aarde nie. En dis ook nou ons gedink het, ons doen reg. My Here, my God, vandag staan ek voor U, ek sê, Here, ek sommer, dat ek nie meer radical vir Jesus geraak het nie. Ons moet ophou om na onsself te kyk en dink ons is reg. Miskien is ons toch verkeerd. Miskien moet ons een van tyd gaan stilstaan as kerk, en as jy is lidmaat en ek, wat doen ek op die huidige oomblik? Dink ek is alright, ek doen dit. Of sê die Here vandag vir jou ook, moenie so skop nie. Moenie so skop teen jou prikkels nie. Doen, kom uit jou gemaksoenheid. Ek wil jou roep om 'n lig in die duisternis te wees. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.